Vanoggend wil ek graag aangaan met waar ons verlede week gestop het, en met verhoudings. Verlede week het ons gepraat oor verhoudings en godsdiens. Godsdiens en verhoudings. En hoe hierdie twee by mekaar uitkom, en vanoggend wil ek graag verder gesels, verhoudings sonder vrees. Nou hierdie is 'n baie diep ene, want dit hang alles af in die omgewing waarin jy baie keer groot word en groot geword het. Hoe hierdie liefdesverhoudings ons sluit en hoe hy geanker word en hoe ons groei. Party van julle het groot geword in 'n huishouding waar jy liefde geken het, waar jy geanker was in liefde en op daai manier kon jy uitbeweeg en julle verhoudings was 'n ontdekkingsreis. Maar ek dink baie van ons is so die gereis het, besef ons, maar dis nie so eenvoudig nie. Baie keer is daar verhoudings wat net spontaan is, en dit groei, en dit loop, en ander verhoudings is 'n bietjie meer challenging. Is dit nie so nie? En dan later besef ons, maar alles is nie so eenvoudig nie, en ek kry seer deur verhoudings, en deurdat ek seer kry in verhoudings, begin daar mure bou. En as daai goed nie gehanteer word nie, dan later dit word ons net toegemaak. Verhoudings is een van die grootste seëninge, maar kan een van die grootste bronne van pyn wees. En hy lê baie net in hierdie een woord, verwagting. Expectation. Wat verwag ek van jou? En wat ek dink jy verwag van my? Ons spreek dit nie uit nie, maar dis daar. Ek dink dat jy dink. Julle ken daai dink ene. So ek dink vir jou, maar ek kom nie by jou uit om net dit te toets nie. Hierdie ding groei en dit gee geleentheid vir allerhande worteltjies wat kan groei. Ons kan nie sonder verhoudings funksioneer nie. Ek en jy sal nie hier gewees het sonder 'n verhouding nie. Ma en pa in mekaar kom en boeps, daar is ek. Ons is in 'n verhouding. Die kindertjies wat daarna kom is in 'n verhouding. Jy kan nie net just add water en boep, daar's jy nie. Ergens is daar iemand. Ergens is daar mense. En afgesien van jou belewenis, groei dit of dit krimp na 'n plek van isolasie, 'n plek van alleenheid, 'n plek van as niemand rondom my nie. Want ons het vrees om geken te word en om te ken. Daar's so baie persepsies en prentjies wat ons het. Maar hierdie ene vanoggend, verhouding sonder vrees. Die meeste verhoudingsprobleme word nie veroorsaak deur 'n gebrek van liefde nie, maar deur vrees. Wat as daai innerlike stryd wat jy het? As ek die party verhoudings, dit vloei. En elkeen van ons wat hier so staan, sy lewens is geïmpakteer deur verhoudings, en ons, ek en nie, soos wat Jesus staan en sit, het iemand anders se lewe geïmpakteer deur my gesindheid, my verhouding, my hartsgesindheid teenoor hulle. Elkeen. Want ons is gekonnekteer met die mense rondom ons. Verhoudingsvrese, hier's 'n paar voorbeelde, vrees vir verwerping, vrees vir kwesbaarheid, vrees vir konflik, vrees om misverstaan te word, en vrees vir verlating, abandonment. En dan later raak al hierdie vrese net so groot, en ons sukkel om te kan funksioneer. Nou, ons gaan vanoggend bietjie gesels oor hierdie verhoudings sonder vrese. Maar kom ons kyk al wat dit vir hierdie week na gekyk. Hierdie ene, Exodus 20, wat ons na die wet gekyk het,
en liefde vir God en liefde vir jou naaste, wat Jesus vir die ouens gesê het, vir die Fariseërs en die Sadduseërs. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en hoe hy uitspeel, liefde vir God, heel eerste, en liefde vir jou medemens. Jesus wat in Matteus 22, wat die Fariseërs en die Sadduseërs daar gesels het. Dis die eerste en die groot gebod. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en jou hele verstand. En die tweede wat hieraan gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Nou hierdie, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die goue reël is eintlik in Matteus 7 vers 22. Waar daar staan, alles wat julle dan doen, alles wat julle dan wil hê, die mense aan julle moet doen, so ook moet julle aan hulle doen. Want dit is die wet en die profete. Alles wat jy wil hê mense aan jou moet doen, doen dit aan hulle. Maar omdat ons uit 'n plek van seer uitkom, uit 'n plek van verwerping, 'n plek van, is dit vir ons moeilik om net liefde te gee en liefde te deel. Wat as? Julle ken daai woordjie wat so oppop hier in jou kop die hele tyd. Dan vra die Here vir jou om iets te doen. En dan pop hy woordjie op. Maar wat as? Wat as? Wat as die hemel val en almal dra blou keppies? Noem my sommer Smurf. Wat as? Maar ek wil graag, hier's een woord in hierdie gedeelte van Matteus 22 wat ons so miskyk. Ek sal vir die Here lief hê, maar reg. Kyk na hierdie woordjie. Laat hy bietjie insink. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die eerste en die groot gebod en die tweede wat hieraan gelyk staan. Dit is nie by 'n plek waar ek mense aanbid of voor hulle neerbuig in die goeders nie. Maar dis uit dieselfde bron. Dieselfde bron met hierdie funksie na Vader toe. Dieselfde bron met die liefde na mense toe. Gelyk staan. Ek het al baie mense gehoor sê, ek is vir God lief, maar regtig. Ek sal alles gee vir die Here, maar regtig. Mense, nee, alles is vir my te moeilik. En dan kom Johannes en hy sê vir ons, hoe kan jy sê, hy wat sy broer nie lief het, wat hy sien nie, hoe kan God, wat hy nie sien nie, kan God nie lief hê wat hy sien nie? Ek sê, ek het God lief, maar my broer wat ek kan sien, ek kan hom nie lief hê nie. 1 Johannes 4 vers 20, hy wat sy broer nie lief het, wat hy kan sien nie, kan God nie lief hê wat hy kan sien. Ons sien nie vir God nie. En hier kom die Here en hy sê, gelyk staan. Hierdie woord sny diep, want ons wil probeer wegkom van hierdie menslikheid, want dit kom te naby aan ons. Die Engelse woord sê, I so easily take offense. En dit kom net uit verwagting. Offense is niks anders as 'n unmet expectation. Ek het 'n verwagting, en nou word hierdie verwagting nie gevul nie, en iets groei in my hart, en hierdie gelykstaande is by die deur uit. Ek doen lang Bybelstudies, en ek spandeer tyd met die Here, en my hart begin al hoe meer verhard na die mense rondom my. Want dit is te seer. Hulle doen verkeerde goeders teenoor my, volgens my. Maar raai wat, ons kom nie by 'n plek
waar ons met mekaar gesels daaroor nie. Dis net die verwagting wat daar is, en ek gaan aan in my lewe, en ek begin al hoe meer mense afsny. Ons doen besigheid, maar that's it. Dis hoekom baie keer mense sê, ek sal met almal besigheid doen, maar nie met 'n Christen nie. Verwagting. En omdat hierdie verwagting dan nie uitgespreek en aangespreek word nie, sluit dit my toe. Nou, een van die voorbeelde wat ek gebruik vanoggend in 'n voorbeeld van ons pad wat ons stap met die Here, kom met hierdie pad wat Paulus met Timoteus gestap het. Timoteus, op daai stadium, in 1 Timoteus, die eerste briewe wat hy geskryf het, Timoteus was gestuur as 'n jong man, Efese toe, om daar die werk te gaan voortsit in die bediening. Maar wie is hierdie jong man gewees? Heel eerste, ons gaan dit kyk. In 2 Timoteus 1, kom ons lees dan vanaf vers 3 af. Paulus skryf aan Timoteus, hierdie jong man wat in die bediening nou staan. Nou die tweede brief aan Timoteus is waarskynlik wat Paulus geskryf het. Hy was in die tronk. Dit was sy laaste briewe wat hy uitgeskryf het. Hy is besig om verhoor te word. En hy skryf oor dit gaan nie goed nie. Dit gaan nie goed nie. Ek weet nie of hierdie goeie uitkoms gaan hê nie. Timoteus is in Efese en hy is absoluut 'n disipel van Jesus Christus, maar Paulus was sy mentor. Hy het met hom 'n pad gestap. Nou skryf Paulus aan hom: Ek dank God, wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien. Wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink. Hoor wat Paulus skryf, Paulus. Hierdie is so 'n kosbare brief. Sy hart aan Timoteus. Ek moet vir u sê, hierdie brief, as 'n jong man, toe ek in die bediening uitgaan het, albei sy briewe, het vir my so baie beteken, maar dit was letterlik vir my, asof Paulus met my gesels. En hy skryf hierso: Terwyl ek verlang om jou te sien, as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word. En as ek my herinner, die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise, en jou moeder Eunice, en waarvan is ek oortuig ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan jou wakker te maak, wat deur die handoplegging op jou is. Vers 7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my nie, sy gevangene nie, maar lei saam verdrukking in die evangelie na die krag van God, wat ons gered en geroep het met die heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk het. Paulus skryf aan hierdie jong man, en hy sê vir hom, God het jou nie 'n gees van vrees gegee nie, maar liefde, van krag en selfbeheersing. Ek wil hê jy moet mooi dink. Okay, hierdie Timoteus jong man. Nou, jonk in ons terme en jonk in hulle terme is nie altyd dieselfde jonk nie. Timoteus, sy ma en sy ouma was duidelik geloofsmense. En hy sê, hierdie gees wat in hulle is in jou. Nou, hulle is Jode gewees, maar sy pa was 'n Griek. Nou, hulle het in Lystra gewoon, en daarso in dit is 'n moderne Turkye in vandag se tyd. Hy was in 'n multikulturele agtergrond. Die Jode was 'n klein groepie, die Grieke, die Romeine, die almal was daar, en ek meen, al die afgodsbeelde, sy pa was 'n Griek, en hy het al die afgodsbeelde ook gehaat, en sy ma, gelowige, Jood.
Nou, hy het in hierdie tents, hierdie plek groot geword, waar die multikulturele, multigodsdienst, groot geword het, en enige iemand wat in so 'n plek groot geword het, van verskeidenheid, kan nogal nie voel, hulle weet nie presies waar pas hulle in nie. Pas hulle in hierdie kultuur in, pas hulle in daai kultuur in. Is ek dit? Nee, ek is nie, pas nie hier nie, ek is hier nie, ons moet ons eie ding hier vestig. En die derde ding wat ingekom het, hulle het gelowig geword. Want sy ouma en sy ma was Jode wat tot bekering gekom het, en hy het tot bekering gekom. Nou waar pas hierdie jong man nou in? Die Jode is nie so opgewonde oor die Christene nie. Die Grieke, hulle het 'n saak met hulle doen hulle eie ding. En die beeld wat Paulus hierso vir ons skep oor hierdie jong man, is iemand wat nou opgroei om sy identiteit vas te maak in Christus, om geanker te word in God, en nie met al hierdie verhoudinge rondom hom nie. Want dit is hy wat dit uitdra na hulle toe. Nou hy is 'n brugbouer. Nou hy verstaan hierdie. Hy verstaan wat hier aangaan. Maar hy word nie noodwendig aanvaar nie. Paulus het hom vir Timoteus later laat besny, sodat hy kan ingaan en saam met hom die bediening kan doen. Nie omdat hy nou moet tot bekering kom, hy was tot bekering. Maar dat hy weer aanvaar kan word by die Jode, en hy kan ingaan en kan lering gee. Hy was nie besny nie. So met ander woorde, hy was nie regtig groot gemaak in die Joodse kultuur, die Joodse tradisies nie. So Paulus kom hier en hy kom spreek iets aan in Timoteus. Hy sê Timoteus, jy is nou, staan in die bediening, en jy gaan met moeilike gesprekke hê. Jy gaan moet vas staan. Die mense gaan teen jou wees. En daarom kom Paulus en hy bemoedig hom uit die tronk uit. En hy sê vir hom Timoteus, hierdie goeders gaan nou gaan met my gebeur, moenie dit jou ontstel nie. Hierdie verhoudings waar jy nou staan, weet wie jy is in God, weet wat jou roeping is, en het hierdie bron van krag. Dit wat jou hande opgelê is, jy gaan nou moet opstaan. Jy gaan moet reguit staan, en jy gaan moeilike gesprekke moet hê. Maar jy kan nie terugdeins nie. Het jy al by so 'n plek gekom? Waar Paulus met u sal praat. God het nie vir jou gees van vrees gegee nie, maar krag. Die Heilige Gees wat in u woon. Liefde. Die bron van alle liefde, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, en wat hieraan gelyk staan, moet jy gaan uitdra. Dieselfde liefde, dieselfde passie, wat in jou is, moet jy uitdra. Nou wil ek hy slide teruggaan. In Hebreërs 11 vers 6, skryf hy hierso, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Ek gaan nie na geloof kyk vanoggend na daai gedeelte nie, maar ek wil kyk na die gedeelte van hier in vers 6, Hebreërs 11 vers 6. Maar moet glo dat hy is. Die ander vertalings is baie, beskryf hom bietjie meer. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan. In die Engels sê dit so mooi, when you go to God, you must believe that he exists. Baie keer in ons verhouding met God, nader ons God met hierdie selfde gesindheid wat Timoteus sy posisie benader. Hy kom met
mannemoed en met hand af, en dan word hy gestuit deur vrese, deur sy eie agtergrond, deur sy eie persepsie, deur sy eie prentjie. Hoe nader u God? Wanneer u tot God kom, en u kom by 'n plek en u wil vir hom iets vra. Weet u hoe baie keer het mense al by my kom sit en sê, ek weet nie of God my hoor nie. Ek loof die Here en ek prys hom, maar ek weet nie of hy regtig daar is vir my nie. So baie mense in hulle verhoudings kom hulle na verhoudings toe onseker. Weet nie hoe gaan ek aanvaar word nie. Weet nie of ek aanvaar is nie. En ek kom met vrees van verwerping, vrees van ek is nie goed genoeg nie, vrees. En dit kom uit hierdie plek uit van Hebreërs 11 vers 6. Ek glo nie dat God daar is vir my nie. Ek weet God is daar. Ek weet God doen. Maar ek is onseker. As ek nou by my stilte tyd instap en ek gaan sit daar, dat ek in die teenwoordigheid van God is en hy is met my. Hy hoor my. Ek hoor hom. Ek is onseker. Hoe benader u verhouding met God? Met vrymoedigheid? Met liefde? Met krag? Hierdie vraag is baie diep. Want my eerste verhouding met God die Vader bepaal alles hoe ek gelykstaande met my verhouding met my medemens gaan hê. Kyk 'n bietjie na jou verhouding van jou medemens en hierdie gelykstaande wat ek hier het, wat ek sê, dit is dit. My verhouding met die Here is solid. Dit is fantasties. Gelykstaande, nee. En dit is hoekom ek hierdie gedeelte met Paulus en Timoteus so na ons toe wil bring vanoggend. En Paulus kom en hy sê, hoe hanteer jy Timoteus? Jy's vasgeanker in God. Weet wie jy is. Dieselfde gees wat in jou ouma was. Dieselfde gees wat in jou ma is. Dieselfde gees is in jou. Daai Heilige Gees. Dit is, kyk hierdie generasies waaruit jy kom. Wie jy is. Nie net 'n Jood of 'n Griek of gemengelmoes nie. Jy is heel eerste, is jy geanker in God. Yes, en dan in hierdie multikulturele omgewing waar jy jouself bevind, is jy eintlik 'n brugbouer, maar jy kan nie terugduins nie. Jy kan nie nou terugduins nie. En hy sê vir hom hierso, heel eerste, hierdie woord beteken nie eerbiedig, vrees vir God nie, maar lafhartigheid, skugterheid, terugduins, intimidasie wat gehoorsaamheid verlam. Vrees vir mense wat hulle dink, is ek goed genoeg? Pas ek in? Daai vrese, waar kom hy vandaan? As ek sê ek is geanker in God, my liefde vir hom is standvastig, kan nie maar gaan kyk, ek gaan hy selfde wat ek hier projekteer, gaan ek hier projekteer, is ek goed genoeg? Sal die Here my net aanvaar? Paulus bemoedig hierso, wat jy voel, kom nie van God nie. Daarom moet jy nie toelaat, om dat dit jou moet beheer nie. Die wete is wat jy moet weet. Wat jy moet vasmaak. Paulus kom hierso, vrese wat jou roeping kan verlam.
Sê, Timoteus, jy kan nie dit toelaat nie. Mense, ons vrees vir verwerping is diep. Ons vrees dat ons nie aanvaar kan word nie. En hy skryf hierso, Paulus leer, dit is onverzoenbaar met die gees van God. Die vrees wat jou roeping verlam, dit kom nie van God af nie. Dit bedreig bedieningsvrymoedigheid. Dat ek nie na iemand toe kan gaan en sê, hoor hierso, die Here het jou lief nie. As ons regtig gaan krap vanoggend, gaan ons agterkom hoe diep sit vrees in ons binneste. En Paulus kom en hy sê, Timoteus, jy het nie 'n gees van vrees ontvang nie. Weet wie jy is, jou identiteit in die natuurlike, maar ook in die gees. Die gees van krag, die Heilige Gees wat in jou woon, die dunamis krag wat in jou is, weet wie jy is. Inherente vermoë, die goddelike bemagtiging, die bonatuurlike sterkte, die geestelike gesag. Dis nie 'n persoonlikheids moet nie, maar geesbemagtige kapasiteit. Dis wat ek wil sê, weet wie jy is, Timoteus. En ek wil vanoggend vir elkeen sê, weet wie jy is in Christus. Moenie terugdrens nie, want dit steel jou vrymoedigheid, dit steel jou kapasiteit, dit steel jou bedieningskapasiteit. En hy sê, moenie dat dit gebeur nie. Die liefde waarvan hy praat. 1 Johannes 4 vers 18 skryf dit so kosbaar. En hy sê so, volmaakte liefde dryf die vrees uit. Volmaakte liefde dryf die vrees uit. Vrees bring voort selfbeskikking, daai onttrekking, daai verdediging wat inkom, en dan om mense te behaag. En ek kan nie opstaan nie. Selfgewende liefde, verbondstrou, selfopoffering, sorg vir ander, liefde gewortel in God se natuur. Krag sonder liefde word hard, en liefde sonder krag word passief. Dan raak maar net 'n vloermatjie. Nou ek wil vir hierdie vraag vir u vra. In jou liefde met mense, reageer ek uit van 'n plek van vrees of vanuit liefde? Uit watter plek reageer ek? Voel mense veilig en gewaardeer rondom my? Beskerm ek myself of belê ek in ander? As ons gaan krap vanoggend, regtig gaan krap, dan gaan ons agterkom hoe diep lê vrese in ons binneste. En dan selfbeheersing. Selfbeheersing is iets wat God in ons binneste insit, en hy sê, ek wil hê, my kind, jy moet heers. Heers, waar ek jou plant. Maar jy kan nie heers, as daar vrees is nie. Want of jy wil self beskerm, of jy sit mure, maar heers, soos God wil hê jy moet heers, met sy liefde, sy kapasiteit. Gedisciplineerde denke, emosionele stabiliteit, wyse oordeel, verstandige helderheid. 'n innerlike bestuur. Nou, Bill Hybels met hy 360 leadership, hy skryf hy daar en hy sê, die moeilikste een om te lei is jouself. Want ek sal myself baie maklik verskoon en myself kan, ja, maar jy verstaan nie, jy was nie daar nie, en. En Paulus kom hierso, en hy kom bemoedig Timoteus, en hy sê, moenie toelaat, dat vrese jou steel nie. Vrees produseer verlamming, selfbeskerming,
verwarring en intimidasie. Dink aan die verhoudings. Dink hoeveel vrymoedigheid het jy in jou verhoudings. Of hierdie prentjie wat ek van myself het. Die Gees produseer bemagtiging, selfopofferende liefde, gedissipliseerde helderheid en moedige getuienis. Boldness. Boldness. Kom ons som op. Vrees vernietig verhoudings deur selfbeskerming, passiwiteit en emosionele verdraaiing. Party van ons is baie meer emosionele mense en net omdat jy nie emosioneel is nie, moet jy dink dat jy nie emosioneel is nie. As iemand nie emosioneel is nie, is jy ook emosioneel. Jy is nie emosioneel nie. Dink bietjie daaraan. Nee, ek sê emosioneel in die mens nie. Presies. Dis waarom jy emosioneel is. As jy, ek dink by skoolhoof, Luka daar in Keetmanshoop, die dag ek sit daar by die skoolhoof en hy praat ons gaan 'n kamp doen vir die matrikulante en dit is en ek is opgewonde en ek verkoop hierdie proses en hierdie ou sit net so voor my. En hoe meer stiller hy sit, hoe meer raak ek opgewonde, want ek wil graag hê hy moet opgewonde raak omdat hy so opgewonde is. En aan die einde is ek nou raad op, want ek kry geen reaksie van sy kant af nie. En ek vra toe vir hom, so wat dink u? Hy sê, "Sjoe, ek is nou so opgewonde, ek kan my glad nie help nie." I've read this situation completely wrong. Want ek dacht, ek moet hierdie ou oortuig, meantime was hy al by die woord hallo aan my kant gewees, want hy wil gehard die jong mense misloop. Moes op, maar net omdat jy voel, jy is nie emosioneel nie. Hallo, is jy emosioneel? God herstel verhoudings deur liefde om mense te waardeer, krag, verhoudingsmoed en 'n gesonde verstand, emosionele volwassenheid. Weet wie jy is in Christus en die rol wat jy hier op te speel buite toe. Musiekspan, julle kan vorentoe kom. Elkeen van ons het groot geword in omstandighede wat baie keer vir ons challenging is. Elkeen van ons het groot geword met bepaalde persepsies. Wanneer ons deur die woord gaan, en wanneer ons deur die woord leer, en wanneer ons deur die woord sien, kom herskryf ons Vader dit heel eers in ons verhouding met hom, en dan moet hom uitdra na die mense rondom ons toe. Gelykstaande. Hierdie week wat voor lê, wil ek u uitnooi. Daar gaan party verhoudings wees wat in die lewe is, wat moeilik is om te kan kommunikeer en te gesels. Vra Vader vir wysheid, maar moenie terugdeins nie. Moenie terugdeins nie. Vat dit in alle versigtiging. Maar as daar iets is wat krap in jou binneste, daai persoon kry nie afgeskit nie. Dis die Heilige Gees. Het jy al mense seer gemaak in jou lewe? Ja. Het ander mense al in jou lewe seer gemaak? Ja. Gaan jy mense seer maak in jou lewe? Ja. Gaan jy mense val? Ja. Gaan hulle jou val? Ja. Get over it. Dit klink nou baie maklik, maar dit is nie so eenvoudig nie. Maar die Here sê, in eenheid, in my liefde, in my krag, wil ek jy met my liefde gaan uitdra. Jy kan nie terugdeins nie. Vader, wanneer ons so met u woord staan, dankie vir die bemoediging. Dankie vir dit wat u weer kom sê, weet wie jy is. Staan vas in my. Vader, ons vat die woord, waar ons weet, u het ons bekragtig en bemagtig. Met liefde, met krag, met selfbeheersing. Vader, ons vat dit vanoggend. In Jesus naam.